verbruikersprysinflasie het in Februarie tot 3,0% gedaal en die Mankweng Hospitaal buite Polokwane in Limpopo maak geskiedenis. Goeiemiddag, my naam is Carla Burg en dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Die Suid-Afrikaanse jaarlikse verbruikersprysinflasie het in Februarie tot 3,0% gedaal, terwyl dit 3,5% duurder in Januarie was. Die verlangsaming word aan 'n stewige afname in brandstofpryse en 'n vertraging in die implementering van sommige mediese fondstariewe toegeskryf. Volgens Statistiek Suid-Afrika het gesondheidsversekering heelwat minder gestyg as verlede jaar en kospryse het boonop vir die eerste keer in maande verligting gebring. Alhoewel alkoholpryse effens gestyg het, het die daling in lewenskostes Februarie maand 'n gunstige tydperk vir Suid-Afrikaners gemaak. Die Departement van Minerale en Petroleumbronne sê die regering is besig met 'n poging om raffinaderye weer aan die gang te kry, ten einde verbruikers teen hoë oliepryse te beskerm. Olie- en voedselpryse sal na verwagting skerp styg weens die voorgesette konflik in die Midde-Ooste. En die adjunkminister Phumzile Mgcina sê daar is nie 'n tekort aan olie nie en Suid-Afrika kan sy olie van Nigerië kry. Sy sê die finale produk wat ingevoer word van die Midde-Ooste word egter geraak. Mgcina sê raffinaderye in Suid-Afrika sal weer in bedryf gestel word om ruolie in Suid-Afrika te verwerk. En Eskom se sperdatum van 31 Maart vir die registrasie van huishoudelike sonkragstelsels is om die draai, maar min mense het tot dusver daaraan voldoen. Dit is hoofsaaklik weens verwarring oor die onduidelike en teenstrydige reëls. Die organisasie teen belastingmisbruik, OUTA, waarsku dat Eskom en sekere munisipaliteite parallelle prosesse instel wat bestaande wetlike vereistes dupliseer. Volgens hulle plaas dit onnodige druk op verbruikers wat reeds aan nasionale veiligheids- en tegniese standaarde voldoen. OUTA beklem toon ook wel dat 'n geldige sertifikaat van nakoming voldoende is vir die stelsels wat nie krag aan die netwerk terugvoer nie. OUTA waarsku verder dat enige onregmatige dreigemente van kragafsluiting deur verbruikers wetlik betwis kan word. 'n Veiligheidsbeampte is vanoggend tydens 'n gewapende rooftog in Brooklyn Mall winkelsentrum in Pretoria geskiet en gewond, wat paniek onder inkopiegangers gesaai het. Winkels is ook boonop toegemaak, hulle het hulle deure gesluit en die polisie was betrokke. Die polisie se woordvoerder, kaptein Johan van Dijk, het aan die media gesê 6 verdagtes is in hegtenis geneem en 'n vuurwapen en 'n gekaapte voertuig is ook op die toneel gevind. Een van die verdagtes is tydens 'n skietgeveg ook met die polisie gewond. En die Mankweng Hospitaal in Limpopo het geskiedenis gemaak toe Siamese tweelingseentjies wat in Januarie by die hospitaal buite Pietersburg gebore is, suksesvol is in 'n 7-uur operasie geskei is. Die tweeling, wat by die onderlyfies verbind was en sekere organe gedeel het, is deur professor Nwabuleni Tsefularo en sy span van spesialis-verpleegkundiges geskei. Die operasie het goed verloop en die babas is gesond. Dis al vir vandag van my Carla Burg. Ons maak môre weer so. Totsiens.